Skreeuwende stilte, geskryf deur Sybi Kleinhans, die Rooibaard leeu. Ek wil nie preek of beskuldigings gooi nie, anders sal die eerste voorwerpe my tref. Ek wil net oor iets praat, waaroor ons nooit oor praat nie. Mense is geneig om mis te kyk wat jy nie wil sien nie, of nie wil hoor nie, of selfs die tyd wanneer jou stem jouself irriteer. Ek het daai ding teen harde, hedendaagse musiek, of selfs om op 'n vol stadion rugby te gaan kyk. Ek praat van die tyd toe die groen nog goud in ons harte gelê het. Ja, die tyd toe wyle Gerard Verviers ons met sy wegvat stem Sydi, tot op die veld gevat het. Jare terug het ek nog op Chalnumna in die Kids Beach gewoon. Ek het vir die SWAT, die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingstrust, gewerk. My werk vir die dag was klaar en ek het uitgery strand toe. By Kids Beach, want dit was buite seisoen en dit was byna verlate. Daar het een motorkar by die parkeerarea gestaan. Ek het gesien dit was 'n Vrystaatse registrasienommer, OB, wat Bloemfontein aandui. En dis 200 kilos waar ek groot, lelik en arm geword het. Ek het nader gestap na die manspersoon wat roerloos stil op die rotse gestaan het en was lus om weer Afrikaans te praat. Hier was die naaste Afrikaans wat jy gehoor het, pardon, en op Engels natuurlik. Hier was baie Afrikaanse mense, net moeilik om die te kry wat jou taal kon praat. Die seemeeu het skellend om sy kop gedraai en hy het roerloos gestaan. Sy gesig na die bulderende branders. Ek het eers gedog hy wil dalk selfmoord pleeg en sou hom aanraai om na hoë rotse toe te gaan, want hier, as jy jou tone laat sak, dan soen die seewater dit. Ek het gepraat, maar die ou het roerloos bly staan. Ek het effe vorentoe getree en hy het na my gekyk. Hy was diep in sy 40's, effens grys en het 'n aantreklike, skoon geskeurde gesig gehad. Maar daar was trane in sy blou oë en traanstrepe blink op sy wange. Ek het my regterhand uitgesteek en my hart en duidelik op Afrikaans voorgestel. Hy het my hand gedruk, skeefweg geglimlag en my met sy linkerhand na die OB motor toe beduie. Daar aangekom het hy die linkerdeur oopgemaak, 'n klipbord uitgehaal en met 'n potlood daarop geskryf. Ek het gelees: My naam is Koert Malan. Ek wou skryf, maar hy het na my mond beduie. Ek is Sybi Kleinhans. Is jy stom? Hy het sy kop geknik, geskryf en dit vir my gegee. Ek is stom, Sybi, en ek's doof ook, maar ek lees lippetaal. Jammer, Koert. Hoekom het jy gehuil? Want ek wou so graag die meeuwe hoor groet. Die branders hoor bulder en na die sagstem van die see wou luister, het hy weer geskryf. Ek het gevoel soos daardie dag toe ek die steenbok ooitjie met die Bix 6 se rapierbuffer getref het. Magteloos, skaam en verwese. Ek is so jammer. So bitter jammer, my vriend. Maar jy moet seker aan die stilte al gewoond wees. Hy het sy kop geskit. Die trane het weer uit sy oë gedrup en nat kolle op die A4 papier gemaak terwyl hy geskryf het. Hy het meer gehuil toe hy die klipbord vir my gee. Ek kan nie die presiese woorde onthou wat hy geskryf het nie, maar dit het my hart in stukke geruk. Dit was iets soos: Ek het by die rotse gestaan en luister hoe die mense my terg, die branders se gebrul. Maar ek kon nie my vrou se hulpkreet hoor toe die see haar insluk nie. Ander mense het dit gehoor en haar hulp gesnel, maar dit was te laat. Toe het die see my stem en my gehoor gevat in ruil vir haar kosbare lewe. Ek het hom stil aangekyk. My oë se kraantjies het ook gelek.
My stem was droog en woorde het so skuurpapier oor my tong gerasper. Koert, ek is so jammer. Hy het weer op die papier geskryf en vir my gegee. Sybi, maar ek hoor haar nou skreeu. Sy skreeu deur my stilte.